Sukkel jy ook partykeer met twyfel? Ek dink ons almal is dit 'n ding waarteen ons moet stry en teen beklei. Ek dink ook die duiwel skiet vuurige pyle af, kom en doen goeters dat ons twyfel ons hart het. En ek het gesê twyfel is soos 'n doring in jou voet, 'n klein dingetjie, maar dit beïnvloed jou hele liggaam, jou hele lewe. Dit is soos 'n klippie in jou skoen wat jy moet uitkry. En raai wat, dit gebeur maar, dit kom nou, dis goed wat jy altyd moet fight. Nou, wat baie belangrik is, die Here wil hê, ons moet twyfel uit ons uitkry. Want ek dink, as twyfel in jou hart kom lê, dan kan jy sukkel nie om te bid. En dis wat Jakobus sê, jy sukkel om te bid, jy vertrou nie op die Here nie. En die Here sê, al wat ons nodig het is werklik vertroue en nie twyfel in ons hart sal hê nie. Nou is die vraag, hoe kry ek dit uit? En 1, God se woord, Johannes 6:63, sorg dat God se woord in jou kom, dis gees en lewe. Maar hoor wat sê Psalm 22 vers 4. Nou, twyfel sit in ons hart. Dis iets wat kom woon hier binne in ons, wat deel van ons word. En dit kan al so deel van jou word dat dis normaal, dis maar net iets wat hier in jou lewe is, dis maar jou lewe, en dan besef jy nie die skade wat dit doen nie. Nou hoor wat sê Psalm 22 vers 4. Tog is U die heilige wat woon waar Israel U prys. God kom woon waar die volk die Here prys. Hy bly by ons wanneer ons hom loof, wanneer ons hom prys. So, hoe kry ek twyfel uit my uit? Is om God te prys. En weet jy, dis eintlik wonderlik vandag die tegnologie, want jy kan YouTube aansit, jy kan Spotify aansit, jy kan enige kanaal aansit, jy kan dit download, en jy kan na geestelike musiek luister. Jy kan saam sing, jy kan prys. Al die liedjies wat ons in die kerk sing, kan jy op YouTube dan gaan luister en die Here loof en prys. Nou, hoekom is dit belangrik? Nommer 1, God kom woon by my. Hy woon nie waar daar twyfel is nie, hy woon nie waar daar gemoun is nie, hy woon nie waar daar ongeloof is nie. God woon. Inteendeel, die Bybel sê, hy gaan, sy gees is oor die aarde, sweef oor die aarde, en kyk waar daar geloof is. Jesus vra, as ek terugkom, sal ek geloof by julle vind. Dat God soek geloof. Maar om die Here te prys, dit boost my geloof. Jy moet dit verstaan. Daar kom iets. Dit verbeter my fokus op God se goedheid. Net God se goedheid sien. Die duiwel wil twyfel hê dat ek is maar mank en ek loop maar en ek het maar moeilikheid maar twyfel, as dit uit is, dan ek prys die Here en ek fokus op God se goedheid. Dit bring vreugde. Ek kom agter wanneer ek die Here prys, daar's net vreugde, daar's net hoop. En ek ook vir julle sê, ek en my vrou was in situasies, ons weet nie wat om te doen nie. Al wat ek doen, ek sit 'n song aan praise en ons begin die Here te loof en prys. En daar's so baie verskillende musiek wat jy van hou, wat jy die Here kan loof en prys. En wat ook gebeur is, jou band met die Here verbeter. Daar's net 'n connection. En daar's net iets beter met die Here. Wat twyfel maak dat jy eintlik jou band met die Here verloor. Twyfel maak dat jy naderhand van twyfel gaan dit na ongeloof toe. Twyfel is dat jy bid nie, jy is nie lus om kerk toe te gaan nie. Wat help dit om kerk toe te gaan? Wat help dit om die Here te dien? Wat help dit om die Here te prys? En dan gaan jy agteruit. Jy gaan geestelik agteruit. Maar ek dink as jy God se woord lees en jy begin die Here te loof en prys, kom daar iets in jou hart. En dis vat die kerk. In die kerk sing ons prys die Here, ons aanbid die Here. En ons luister na God se woord. God se woord is in ons hart. God se woord is deel van ons lewe, want is gees en lewe. Want God wil die twyfel uit ons uitkry. Nou, wat ek doen is, as ek 'n skrif het en ek voel, hierdie skrif praat met my, dan print ek dit uit. Kom ek wys jou, hier sit op my tafel. Ek print dit uit en ek sit dit hier op my tafel en ek kyk daarna. Dis iets persoonlik vir my, wat die Here met my praat. Plus, daar's songs wat ek lief is, wat ek die Here mee loof en prys. Ek kom partykeer agter, ek word wakker met 'n liedjie in my kop, in my hart, en ek sing en ek prys net die Here. Want dit bring vreugde, dit bring hoop hier binne in my lewe. Dit haal daai twyfel uit. So weer eens die raad, hoe kry ek my twyfel uit? Dan wil ek jou vra om die Here te prys. As jy daar in die kar ry, daar by die huis is, daar by die werk is, prys die Here, loof die Here, en jy sal sien dat twyfel uitgaan. Kom ek bid vir jou. Here, dankie dat U
ons help. Dankie dat U wil hê die dorings moet uit ons vlees uitkom. En Here, dankie dat U twyfel uithelp. En ek bid vir elkeen wat aan my luister, dat hulle 'n vaste vertroue op U sal hê. Dankie dat U ons antwoord in U naam. Amen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.